Ek is seker dat soos meeste ander mense, is jy ook iemand wat hou van 'n aangename geur of 'n aangename reuk. Veral wanneer jy by 'n winkel verbystap wat allerlei reukmiddels verkoop, is dit nogal lekker om vir 'n rukkie daar te staan en al die verskillende reuke in te neem. Maar partykeer kan dit oordonderend wees. Partykeer is daar soveel verskillende lekker reuke dat ons neuse nie die individuele geure en reuke kan onderskei nie. Maar dit bly iets wat vir ons aangenaam is en lekker is. Paulus praat ook hieroor in sy brief wat hy vir die gemeente in Filippi geskryf het, vir die Filippense. Paulus bevind homself in die tronk en is eintlik vreemd dat hy hierdie brief skryf vir die gemeente in Filippi, want hy skryf 'n vreugdesbrief. Woorde wat met vreugde en met blydskap te doen het, kom so baie in hierdie brief voor, dat die geleerdes dit Paulus se vreugde of blydskapsbrief noem, en dit terwyl Paulus eintlik in die tronk sit. Maar Paulus is veral bly oor die pakkie wat die gemeente deur Epafroditos na hom toe gestuur het. En hy sê dan vir hulle in Filippense 4, dat hierdie pakkie 'n aangename geur vir hom was. Hy sê dit is soos 'n offer wat vir die Here welgevallig is. Dis 'n offer wat vir die Here aanneemlik is, omdat dit 'n offer is wat 'n goeie reuk aan hom het. En wat Paulus hier probeer sê is nie dat daardie pakkie lekker geruik het nie, glad nie. Wat Paulus eintlik hier gebruik is offertaal. Die ou Israeliete het die gebruik gehad dikwels dat wanneer hulle ietsie offer, en dit het behels dat hulle ietsie moes brand, dan het hulle wierook of parfuum daarmee gebrand, want hulle het geglo dat daardie offer dan vir die Here aanneemlik sal wees, omdat daardie offer lekker sal ruik. Maar 'n offer wat stink, 'n offer wat nie lekker ruik nie, het hulle geglo sal nie vir die Here aangenaam wees om te ontvang nie. En daarom het hulle hierdie geloof in hulle koppe gehad, in hulle harte gehad, dat die Here net offers sal aanvaar wat 'n lekker reuk aan dit het. En daarom het hulle ook vir iemand anders die wens altyd toegewens dat mag die aangename reuk van jou offer die Here bereik, en mag dit vir die Here 'n aangename reuk wees. Mag dit vir hom welgevallig wees, met ander woorde. So wat probeer Paulus vir hierdie gemeente in Filippi sê oor die pakkie wat hulle vir hom gestuur het? Hy probeer eintlik vir hulle te sê dat hulle omgee en hulle liefde vir hom daar waar hy in die tronk sit, daar waar hy niemand anders het wat vir hom kan sorg en kan omgee nie, daar waar hy nie 3 etes 'n dag kry en 'n warm bed kry uit sy eie uit nie, of van die owerhede af nie, daar waar ander mense eintlik vir hom moet sorg, dit was vir hom 'n aangename offer gewees wat die gemeente vir hom gegee het. Dit was 'n aangename pakkie gewees wat hy van hulle afgekry het. En hy vergelyk dit met die offers wat vir die Here aangenaam is. En uiteindelik dink ek probeer Paulus dit te sê, maar ook meer as dit te sê. Hy probeer uiteindelik vir ons te herinner dat elkeen van ons so 'n offer is. En hy vra uiteindelik, hoe ruik ek en jy? Is ons 'n aangename geur vir die mense tussen wie ons onsself bevind, of is ons 'n offer wat eintlik nie aanneemlik is nie, wat nie welgevallig is, as ek daai ou Afrikaanse woord kan gebruik nie. Versprei ons nie ons eie reuk nie, maar die aangename geur van Jesus Christus se liefde en deernis en omgee in hierdie wêreld. Dis die vraag wat Paulus vir die Filippense vra, maar ek dink dis 'n vraag wat hy vir my en jou ook sou gevra het, terwyl hy daar in die tronk gesit het en dalk met allerlei vreemde reuke omring was. Ek kan dink dat daardie pakkie vir hom 'n aangename geur van die Here se liefde en van 'n gemeenskap se liefde was. Mag ek en jy daai aangename geur ook verander gaan versprei. Hemelvader, baie dankie dat U soos 'n aangename geur in ons lewe is. Vader, dankie dat wanneer ons aan U dink of wanneer ons harte van U bewus raak, dat ons nie anders kan as om in verwondering te staan oor die goedheid wat elke dag uit die hand uitkom nie. Vader, help ons en lei ons dat ons ook so 'n aangename geur in hierdie wêreld sal wees. Nie terwille van onsself nie, maar terwille van U saak, U liefde en U genade, Jesus Christus se liefde. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer eens saam met my gekuier het. Mag ek en jy vandag en vir die res van hierdie week onthou dat ons die aangename geur van Christus in hierdie wêreld versprei, omdat hy dit eerste vir my en jou gewys het. Mooi dag vir jou.